Goeiemôre gemeente en ook 'n hartlike welkom aan al die besoekers wat saam met ons is vanoggend. Ons kom vanoggend voor die Here, ons God, en ons roep hom aan met die woorde van Psalm 123. Kyk, soos die oë van die knegte is op die hand van hulle Heer, soos die oë van die diensmaagd is op die hand van haar meesteres, so is ons oë op die Here, onse God. En dan antwoord hy ons. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Amen. Ons het geroep en die Here het geantwoord. Dit is 'n besonderse geleentheid wanneer ons so voor hom kom. Kom ons antwoord dan nou die Here deur vir hom te sing, Psalm 84, saam met die kerk deur die eeue. Loof ons hom vir wie hy is. Vers 1 sing ons hoe lieflik is u wonings, Heer der leerskare. Hoe begeer my siel en hinker na verlang om na Gods woning op te gaan en in u tempelpoort te staan, met jubelende lofgesang, in my hart en vlees o God roep luid, tot u wat leef verlangend uit. Psalm 84 en daarmee loof ons die Here, vers 1 en vers 6. Ons bely nou saam as broers en susters ons geloof in die Here ons God. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik.
Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Die Here antwoord ons met sy heilige wet vanuit Eksodus 20 en is 'n seer, maar 'n kosbare ding wat gebeur wanneer die Here sy wet vir ons hou. Hy herinner ons, wys ons weer opnuut ons nood vir sy genade. Wanneer ons sy wet luister, wat ons keer op keer sien, is ons sonde, ons tekortkoming. So wanneer ons dan luister na die wet van die Here, dan luister ons nie daarna as riglyne en voorstelle nie. Dis die ewige woord van die Here ons God. Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneerde beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Die Here ontbloot ons sonde, stel dit voor ons. Hy bring ons laag en verneder ons. En alhoewel ons laag gebring het, is ons nie hopeloos nie, want ons ken die genade van die Here ons God. En daarom sing ons Psalm 16, ons begin met lof, in Psalm 16 vers 1, God het ek lief, want die getroue Heer hoor na my stem uit vrye welbehaag. Ek roep hom aan in al my lewensdae, hy skenk my hulp, hy red my keer op keer. En dan sing ons in vers 2, juis van wat ons ervaar vanoggend uit sy woord uit die wet uit. Om my was bande en strikke van die dood, en angste van die hel het my laat bewe. Ek was benoud, vol droefheid was my lewe, maar ek het die Heer gesmeek in al my nood. Ag, red my, Heer, na u beloftenis. En dan jubel en juig ons. Toe het God gehoor, hy is my lofsang waardig, hy is die Heer wat goed is en regvaardig en vir sy volk groot van ontferming is. Sing dan vir die Here Psalm 116 as antwoord op sy wet, vers 1, 2 en 3.
Broers en susters, kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, heilig, heilig, heilig is U. Hoog verhewe in skoonheid, in lieflikheid, in waarde en in eer. Ons staan verslaan en verneder voor U. Wanneer ons U wet hoor, hoe kan ons anders as om uit te roep dat bande en strikke van die dood en die angste van die hel oorweldig ons. So kosbaar as wat dit is om U in U heiligheid en heerlikheid te sien, net so verskriklik is dit. Want ons sien ons eie onheiligheid ook. Ons tekortkominge. En daarom, ons hele lewe lank roep ons U, help ons, red ons tog, o Heer. Dis U teen wie ons gesondig het. En tog roep ons U aan. Want waar anders sal ons gaan, waar anders sal ons hulp en redding en troos vind? En ons prys U dan vir ons Here Jesus Christus. Dat U in Hom ons antwoord met verlossing wat ons verstand so ver te bowe gaan. Ons prys U vir Hom dat ons in Hom vergifnis mag hê, dat ons in Hom regverdig voor U gestel word, skoon, vlekkeloos, net soos Hy, en dat ons in Hom aangeneem word as U eie kinders, en nou kan ons ons oë ophef tot U as Vader. O, ons loof U dan vir die goeie wat U gee as Vader. Dankie vir die reën wat ons nou mag hoor en mag ervaar. Selfs die wat nie boer nie, selfs die wat die reën nie direk en dadelik gebruik nie, juig en loof U oor die reën. Dis 'n teken, 'n bewys, iets wat ons kan sien van U getrouheid en U sorg vir U skepping. O, dit is wie U is, die Almagtige, wat sorg vir ons nietige mense. So dankie vir hoe U dan verder vir ons elkeen individueel en as gemeente sorg. U gee vir ons meer as wat ons nodig het. U seën omring ons, selfs in die donkerste dal waarin ons gaan, ervaar en sien ons U seën en die goedheid om ons. Dankie vir die wyse, die soewereine, die getroue God en Vader wat U vir ons is. Dis hierdie wese van U wat so goed en getrou en magtig en onbeperk is wat ons dag vir dag aanroep en al ons sorge by wil neerlê. En dit doen ons dan nou. Baie van ons ly vanoggend, Vader, baie siek, baie het geliefdes wat siek is, baie het geliefdes wat van U weer afdwaal, baie is onseker, baie se omstandighede gaan nie goed nie. Ons dra hulle aan U op. Wil U elke een wat ly en swaar kry en vroeg en worstel naby wees en hulle harte versterk. Laat U teenwoordigheid, die werking van U Gees in hulle harte tog hulle versterk en hulle verkoop. En gee tog gou uitkoms daar waar dit so afgebid en na verlang word. Vader, ons kom ook saam om vanuit U woord te drink vanoggend. U woord is vir ons kosbaar sonder einde. Daarin sien ons U, daarin kry ons die brood van die lewe, die brood vir ons siel. So ons bid, Vader, versadig ons vanoggend weer met die goeie uit U woord, soos wat U getrou al vir jare doen. Wil U woord in ons harte laat
laat vas staan. Dat ons dit sal lief hê en glo en nie net weet nie. O, werk tog deur u woord en u gees in ons. So bring ons dan ons bede voor u en wil u ons in genade aanneem en ons verhoor. Om ons Here Jesus Christus se naam ontwil. Amen. Wanneer ons na die woord van die Here gaan, dan is ons besig om dit wat die Here van homself openbaar aan ons, voor ons te stel. Ons is besig om die Here voor ons te stel. En ons sing nou, voor ons dit doen, eers van die kosbaarheid daarvan in Psalm 16, vers 4, daar sing ons, 'n ydelle vrees beklem my nou nie meer, ek stel die Here gedurig voor my oë. My hart is bly en juigend meld my eer, sy regterhand sal nooit my val gedoe. Ook sal my vlees, as hier my stryd gestry is, nog veilig woon, omdat die Heer naby is. Psalm 16, vers 4. Wanneer die onweerswolke van lyding en swaar kry, ons toesak, soos wat dit so gereeld doen. En is een van die vrae wat ons geneig is om te vra, wat het ek nou weer verkeerd gedoen? In ander woorde, waarom straf God my? Wat probeer hy vir my sê? Wat probeer hy vir my wys in my lewe, dat ek nou so ly? Hoekom hierdie swaar kry? Ons wil weet waarom. Ons wil weet, wat kan ons doen om hierdie lyding te beperk? Wat kan ons doen om dit in die toekoms te vermy? Waarom? Dit bring ons dan by die vraag, is dit werklik hoe God werk? Is my seëninge en voorspoed die gevolg van my getrouheid en my godsvrug? En is die lyding en teëspoed die gevolg van my ontrouheid en my dwaling? Ons gaan vanoggend aangaan met ons reeks vanuit die boek Job. Die meerderheid van die boek Job bestaan uit toesprake, 'n gesprek tussen Job aan die een kant en sy 3 vriende aan die ander kant. Nou, aan die einde van die boek Job kry ons hierdie woorde. Nadat die Here Job toegespreek het met hierdie woorde, sê die Here aan Elifas, die Tenamiet, een van Job se vriende: My toorn het ontvlam teen jou en jou 2 vriende, want julle het nie reg van my gespreek soos my knegt Job nie. Wat Job van my gesê het, was reg. Ek is tevrede met hom. Maar julle het vals van my gespreek. Julle het gedwaal oor my handelinge, my wil, en dit wek my toorn op. So dan vra ons, wat het Job gesê wat so reg was? En wat het sy vriende gesê wat so verkeerd was? Het Job niks verkeerd gesê nie? En het die vriende niks reg gesê nie? En Job sê maar uitdagende dinge wat ons laat stilstaan. Sy toorn het teen my ontvlam en hy beskou my as sy vyand, sê Job in hoofstuk 19. En op grond van Job se woorde, sy toespraak, die hoeveelheid hoofstukke wat hy gepraat het, sê God in hoofstuk 38, wie maak die raadsbesluit daar tot duisternis met woorde sonder kennis?
praat van Job se woorde, van woorde sonder kennis. En die vriende het pragtige dinge van die Here gesê. Gooi die gouderts in die stof, en tussen die rotse van die spruite die goud van Ofer, dan sal die Almagtige jou gouderts wees, en stawe silwer vir jou, want dan sal jy die Almagtige jou in verlustig, en jou aangesig tot God ophef. Elifas, een van die vriende se woorde in hoofstuk 22. So dan, Frans, maar hoe verstaan ons dan hierdie hoofstukke? Wat is waar, wat's nie waar nie? Wat's reg, wat's verkeerd? Want die Here sê die vriende praat verkeerd en Job praat reg. So wat maak ons met hierdie hoofstukke? Nou blaai saam met my na hoofstuk 11. Ons kan uit die aard van die saak nie na al die hoofstukke kyk nie, maar ons gaan vanoggend saam luister na 3 hoofstukke. Hoofstuk 11 tot 13 van Job. En dan sal ons die volgende oorweeg. Hoe moet ons die toesprake in hierdie hoofstukke verstaan? Wat sê Job reg? En wat sê sy vriende verkeerd? En dan ook hierin vind ons, wat is die rede vir ons lyding? Waar gaan dit? Ons luister dan saam na die woord van die Here vanuit Job, hoofstuk 11 vanaf vers 1 tot en met hoofstuk 13. Job 11 vanaf vers 1. Toe het Sofar die Naamatiet geantwoord en gesê, moet die menigte van woorde onbeantwoord bly, of moet 'n loslippige man reg hê? Sou jou gepraat manne laat swyg, sodat jy spot, sonder dat iemand jou beskaamd maak, en sê, suiwer is my leer, en rein is ek in u oë. Maar ag, as God maar wou spreek en sy lippe teen jou open, en jou bekend wou maak dat die verborgenhede van die wysheid die insig verdubbel, sodat jy kan weet, dat God vir jou 'n deel van jou skuld deur die vingers sien. Kan jy die dieptes van God pyl? Of sal jy kan deurdring tot by die volmaaktheid van die Almagtige? Hoogtes van die hemel is dit, wat kan jy doen? Dieper as die doderyk, wat kan jy weet? Langer as die aarde is die maat daarvan, en breër as die see. As hy verby skuwe en gevange neem, en 'n regsvergadering oproep, wie sal hom dan teehou? Want hy ken die valse mense, en hy sien die ongeregtigheid, sonder dat hy juist daarop ag gee. So kan dan 'n domme verstand verkry, en 'n jong wilde esel as mens gebore word. As jy jou hart berei, en jou hande uitbrei na hom, as daar ongeregtigheid in jou hand is, verwyder dit, en laat geen onreg in jou tente woon nie. Ja, dan sal jy jou aangesig kan ophef, vry van smet, en jy sal vas staan, sonder om te vrees. Ja, jy sal die moeite vergeet, soos aan water wat verbygeloop het, sal jy daaraan dink. En helderder as die middag sal die lewe oprys, is dit donker, en sal wees soos die môre. En jy sal vertrou, want daar is verwagting. En kyk jy rond, jy sal in veiligheid gaan slaap, ook sal jy lê sonder dat iemand jou skrik maak, en baie sal jou guns soek. Maar die oë van die goddelose sal versmag, en die toevlug is vir hulle verlore, en hulle verwagting is uitblasing van die laaste asem. Maar Job het geantwoord en gesê, waarlik ja, julle is die regte mense, en saam met julle sterf die wysheid uit. Ook ek het verstand soos julle, ek staan nie vir julle terug nie, en wie weet sulke dinge nie? Ek moet 'n belaging wees vir my vriend, ek wat God aanroep en verhoring gevind het, 'n belaging is die regverdige, die opregte. Vir die ongeluk is daar veragting volgens die gedagte van hom wat lekker lewe, dit staan klaar vir hulle wie se voet wankel. Rustig staan die tente van die verwoesters, en sekerheid is die deel van hulle wat God vertoorn, van hom wat sy God in sy hand dra. Maar vra tog vir die diere, dat hulle jou leer, en die voëls van die hemel dat hulle jou te kenne gee. Of spreek die aarde aan dat dit jou leer, of laat die visse van die see jou vertel. Wie weet nie deur al hierdie dinge, dat die hand van die Here dit gemaak het nie. En wie se hand die siel is van alles wat leef, en die gees van alle menslike vlees. Moet die oor nie woorde toets soos die verhemelte spysproe nie. By die grysaard is wysheid,
en in lengte van dae is verstand. By hom is wysheid en mag. Hy het raad en verstand. Kyk, hy breek af en daar word nie opgebou nie. Hy sluit 'n man as gevangene op en daar word nie oopgemaak nie. Kyk, hy hou die waters terug en hulle verdroog. Ook laat hy hulle los en hulle keer die aarde om. By hom is krag en beleid, syne is die verdwaalde en hy wat laat verdwaal. Hy voer raadsmanne uitgeplunder weg en regters maak hy tot dwaase. Hy maak die band los waar die konings mee bind en bind 'n lyfdoek om hulle heupe. Hy voer priesters uitgeplunder weg en bring wie vasstaan tot 'n val. Hy neem die spraak van die betroubare mense weg en beroof die ou mense van hulle oordeel. Hy stort veragting uit oor die edeles en maak die gordel van die magtige slap. Hy openbaar dieptes uit die duisternis uit en doodskade weer bring hy in die lig. Hy maak nasies groot en laat hulle omkom. Hy brei nasies uit en voer hulle weg. Hy neem die verstand weg van die volkshoofde van die land en laat hulle ronddwaal in 'n wildernis sonder pad, hulle tas in die duisternis sonder lig. En hy laat hulle ronddwaal soos 'n dronk man. Kyk, alles het my oog gesien, my oor gehoor en opgemerk. Wat julle weet, weet ek ook. Ek staan nie vir julle terug nie. Maar ek sal met die Almagtige spreek. En ek verlang om te pleit by God. Maar julle pleister met leuns. Kwakswalers is julle. Ag, as julle heeltemal wou swyg, dan sou dit vir julle wysheid wees. Hoor tog na my verantwoording en luister na die aanvalle van my lippe. Wil julle tot 'n verdediging van God onreg spreek ten behoewe van hom wat bedrog laat hoor? Wil julle vir hom partydig wees of wil julle vir God pleit? Sal dit goed wees as hy julle ondersoek of wil julle hom bedrieg soos 'n mens bedrieg word? Hy sal julle sekerlik straf as julle in die geheim partydig is. Sal sy hoogheid julle nie verskrik nie en die skrik van hom vir hom julle nie oorval nie. Julle kernspreuke is spreuke van as en julle skanse word skanse van klei. Laat my met rus, dan wil ek spreek. Laat dan oor my kom wat wil. Waarom sou ek my vlees in my tande neem en my lewe neerlê in my hand? Kyk, al wil hy my ombring, ek hoop op hom. Ek sal tog my wandel voor sy aangesig bepleit. Ook is dit my tot heil dat 'n goddelose voor sy aangesig nie sal kom nie. Luister goed na my rede en gee gehoor aan my verklaring. Kyk tog, ek dra die regsaak voor, ek weet dat ek reg sal hê. Wie durf my dan bestry? Ja, dan sou ek swyg en sterwe. Moet my net 2 dinge nie aandoen nie. Dan sal ek my vir u aangesig nie verberg nie. Trek u hand weg van my af en laat die skrik vir u my nie beangstig nie. Klaag dan maar aan en ek sal antwoord. Of ek sal spreek en gee u my antwoord. Hoeveel is my ongeregtighede en sondes? Maak my oortreding en sonde bekend. Waarom verberg u aangesig en hou u my vir 'n vyand van u? Wil u 'n verwaaide blaar skrik aanja en die droë stoppel agtervolg, dat u bitter dinge oor my beskik en my die ongeregtighede van my jeug laat erwe, en dat u my voete in die blok sit en al my paaie bewaak. U trek vir u 'n streep om die sole van my voete, en dit iemand wat verval, soos hout wat weggevreet is, soos 'n kleed wat die mot verteer. Tot sover. 'n Lang gedeelte, maar hierdie woorde het as agtergrond Job, wat nadat hy verskriklike verlies en lyding deur is, sy vriende ontvang en vir 'n week lank sit hulle in wysheid en stilte net by Job. Elifas is die eerste om te antwoord. Na hulle so tyd in stilte by Job sit, staan Job op en hy vervloek sy geboortedag. En dan Elifas se woorde in hoofstuk 4. En Elifas se punt in hoofstuk 4 is, laat Job vroom wees.
Laat hy bekeer van sy geheime sonde, dan sal dit weer met hom goed gaan. Almal het groot sonde voor God, en God is regverdig. Daarom sal die wat nie van hulle groot sonde bekeer nie, gestraf word deur God en lyding ervaar. Hoofstuk 6 antwoord Job vir Elifas, en hy stry met hom. Hy sê, ek het geen groot sonde, dinge in die geheim weggesteek waaroor die Here my kan so laat ly nie. En ons as lesers weet dis waar. Onthou in hoofstuk 1 en 2 waarna ons in die verlede weke gekyk het. Wat hoor ons herhaaldelik sê die Here self oor Job? 'n man, vroom en regverdig, opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad. Geen een op die aarde soos Job nie. Nou vir die hele hoofstuk lank betreur Job sy bitter lot. Nou in hoofstuk 8 die vreeslike woorde van Bildad, een van die vriende. As jy al hierdie dinge ly terwyl jy geen groot sonde en oortreding het nie, dan beteken dit God is onregverdig, en God is nie onregverdig nie. Jy en jou kinders het groot sonde in julle lewens, daarom is hulle dood, en hier sit jy. Die geskiedenis leer dat God sulke teëspoed bewaar en stuur, net vir die goddelose, vir hulle sonde. En weer antwoord Job Bildad in hoofstuk 19. Die natuur leer juis dat God nie so werk nie. Sy vergelding werk nie so nie. Kyk na die goddelose, hulle gedei. Dit gaan met hulle goed. Tragedie en onheil is ver van hulle tente af. Hoe so? God se handelinge is meer ingewikkeld en Job kan nie begryp waarom hy dan so ly nie. Maar Job weet dit, dis nie weens sy sonde nie. Job hou aan pleit op sy onskuld eerstens, en hy hou aan pleit dat God nie so eenvoudig met die vergelding werk nie. En dan kry ons teks, hoofstuk 11, wat Sofar se antwoord is. Sofar se antwoord en sy argument teen Job. Nou oorweeg wat Sofar se argument is, want is dieselfde wat deur al hierdie hoofstukke van die vriende se gesprekke loop. Sofar sê God is regverdig. God seën die wat hom vrees en in sy weë wandel, en hy straf die goddelose en die sondaars vir hulle sonde. Job ly baie swaar in God se hand, en dus beteken dit, Job het iewers groot sonde in sy lewe wat hy bedek, daarom straf God hom nou. Meer nog, as die Here vir Job wil aanspreek, en vir hom sy sonde sou wys, dan sou Job sien, dat hy eintlik vir baie minder gestraf word as wat hy verdien. Job meen dalk hy is onskuldig, en sy vriende kan niks wys in Job se lewe wat fout is nie, maar sy vriende sê, daar sal beslis iets wees, anders sou die Here hom nie so gestraf het nie. Sofar sê, kan jy die dieptes van God pyl? Hy ken die valse mense, hy sien die ongeregtigheid, sonder dat hy eers ag gee daarop. Hy hoef eers moeite te doen nie. In ander woorde, net omdat Job nie sy sonde kan sien, beteken nie hy is onskuldig nie. Job kan nie deurdring tot die volmaaktheid van die Almagtige nie. Wat kan Job werklik weet? Hy kan net hierdie weet, sê Sofar. God is regverdig en hy straf die ongeregtigheid. Job ly en daarom kan hy weet die Almagtige straf sy ongeregtigheid. Al weet Job nie presies waarvoor nie. So wat moet Job dan nou doen volgens Sofar? Job moet sy hart berei en sy hande uitbrei na God. Hy moet besluit om oop en eerlik voor God te wees. Hy moet alle onreg en sonde uit sy hand en sy tent verwyder. Hy moet bekeer, bely, en hy moet reg lewe. Dan sal hy weer herstel word. Ja, dan sal hy weer voorspoed geniet. Dan sal hy nie eers meer aan sy lyding dink nie.
dan sal hy weer die Here se seën geniet. Maar as hy soos die goddelose bly, sê Sofar, dan het hy geen hoop op God nie. En al verwagting wat hy het, is uitblaas van sy laaste asem. Dis wat Sofar sê, wat Sofar voor Job neerlê as 'n antwoord op sy seer en op sy lyding. En dis wat die hoofstukke keer op keer in ander woorde en ander forme argumenteer sy vriende hierdie selfde ding. Dit bring ons dan by die vraag, is dit hoe God werk? Is dit werklik so? Is die rede agter ons lyding en swaar kry God se vergelding van ons sondes? Is Sofar en sy vriende reg met hulle rigiede stelsel van vergelding? Lewe so en God doen dit. Lewe so en God doen dit. Ongelukkig baie vandag wat dit sê, ja. Dis hoe dit werk. Hoe baie kry ons nie die gedagte wat ons so hoor dat hierdie persoon kry swaar of hy ly want hy dit of dat gedoen. Sy lewe is vol van dit of dat, hy gaan dalk die kerk toe nie, natuurlik gaan hy swaar kry. Maar aan die ander kant, hoe baie hoor ons, gee vir die kerk. Gee net meer. En dan sal jy sien, hoeveel ryker word jy. Die typiese voorspoedsteologie. Dis die argument van die 3 vriende. Maar is dit hoe dit werk? Is dit hoe God werk? Oorweeg Job se antwoord in hoofstuk 12. So Job gee hulle eers gelyk, hy sê, dit is so, daar is vergelding van God, waar hy die goeie seën, en waar hy die kwaad straf, maar Job verwerp sy vriende se rigiede en voorspelbare stelsel van God se vergelding. Sy vriende meen, die Here seën getrouheid, so lewe goed en jy sal geseën word. Dis Job, jou lyding en tekort aan seën bewys 'n tekort aan jou getrouheid. Dit bewys jou slegte lewe. Jou besittings is weg, jou kinders is dood en jou vlees verbrokkel weens jou tekort aan getrouheid. Maar dan antwoord Job, dis nie so eenvoudig nie. Vers 6. Kyk na die goddelose, rustig staan die tente van die verwoesters. En sekerheid is die deel van hulle wat God vertoorn, van hom wat sy God in sy hand dra. Indien God se vergelding so rigied was, soos wat die vriende sê, hoe ervaar die goddelose sulke voorspoed? Vandag nog die geval is dit nie. Waarom ly hulle dan nie so nie? En verder gaan Job aan, hy sê, God voer raadsmanne uitgeplunder weg. Hy verydel die koning se planne en maak hom 'n dienaar. Hy voer die priesters uitgeplunder weg. Betroubare manne maak hy stil. Hy verneder edeles. Hy neem die verstand van die volkshoofde weg. Indien die vriende se argument oor God se vergelding reg was, dan sou mens verwag raadsmanne, konings, priesters, betroubare manne, edeles, volkshoofde, dat hulle juis God se seën geniet. Dat hulle juis die voorspoed en seën van die Here ervaar. Maar hy bring hulle almal tot 'n val. Hy laat hulle in die duisternis ronddwaal soos 'n dronk man, sê Job. En Job se punt is gewoon dit. God is vry en soewerein. Hy is vry en soewerein in sy regering van die wêreld. Ons kan nie sê dat omdat God regverdig is, sal hy seën en voorspoed gee as jy sekere goeders reg doen nie. Ons kan ook nie sê dat omdat God regverdig is, kan jy weet dat jy gaan hierdie lyding en straf ervaar as jy verkeerd lewe nie. As ons dit probeer doen, dan sou ons God afmaak tot 'n voorspelbare en 'n beheerbare sisteempie. Lewe reg en hy moet seën, lewe verkeerd en hy moet straf.
Broer en suster, God word nie so beperk nie. Hy is nie 'n rigiede, voorspelbare stelsel wat ons kan bepaal en kan bestuur, sodat ons, wat ons eintlik wil hê, kan kry, en dit is sy seën en dinge nie. Hy is God, die almagtige, die soewereine, die een wat alle dinge laat meewerk, volgens die welbehae van sy eie wil, wie aan geen mense antwoord verskuldig is nie, die pottebakker, vir wie die klein nie kan sê, wat maak jy nie? Of soos Paulus wat in Romeine 11 jubel, getuig oor die Here, wanneer hy roep, o diepte van die rykdom en die wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagtes van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees, of wie het eers iets aan hom gegee, dat het hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. God werk eenvoudig nie volgens 'n rigiede vergeldingsstelsel nie. Ons kan hom nie probeer bind en verwag dat hy volgens dit moet werk nie. So wat is die antwoord dan? Waarom ly ons? Wat het dit te doen met my lewe? Hoe ek lewe? Waarom ly ek? Vanuit Job, vanuit al die toesprake en God se antwoord aan die einde van hierdie toesprake kan ons ten minste dit weet. Want as jy vra waarom ly jy, ek weet nie. Jy waarskynlik ook nie. Ons kan ten minste hierdie weet. Jy ly nie weens God se vergelding vir jou sonde, jou slegte lewe nie. Dis nie 'n sommetjie nie. O getuig die ganse skrif nie hiervan nie. Keer op keer op keer. Oorweeg Josef se lyding. Josef, gehaat deur sy broers, byna vermoor en verkoop, en hoewel hy niks gedoen het om dit te verdien nie, hy het nie 'n slegte vrot lewe gehad wat die Here nou vergeld met die haat van sy broers en die verkoop aan die handelaars nie. In Potifar se huis, sonder is dit om dit op te merk. Potifar se huis bou hy op, dit gaan goed, hy word in beheer gestel van Potifar se huis. Maar hier word hy beskuldig valslik van 'n poging tot verkrachting en hy word in die gevangenis gewerk. En hy het dit nie verdien nie, dis nie God se vergelding omdat hy dit probeer het nie. Hy het juis vir die vrou wat hom probeer verlei het gesê, hoe kan ek hierdie doen en teen God sondig? En hy het gevlug. En kyk wat gebeur met hom. Verloor alles weer in die gevangenis. Sy lyding was alles behalwe God se vergelding van 'n slegte lewe. So waarom het Josef dan gely? Hy het gely in God se ondeurgrondelike wysheid en goedheid en die uitvoering van sy kosbare raad. Deur al sy lyding word hy geplaas waar? Net onder die farao in Egipte. In 'n posisie waar tydens die hongersnood hy nou sy familie, die verbondsvolk van God, kan bring na hom toe en kan onderhou tydens 'n hongersnood. Die wysheid van God in die lyding van sy kinders. Dis wat jy sien hier. Hy weet wat hy doen, hy het 'n plan, hy werk. Oorweeg Moses, byna vermoor as 'n babietjie, weggevat van sy moeder, vervreem van sy volk. Wanneer hy sy volk probeer verlos, die regte ding probeer doen, verwerp hulle hom, hy moet vlug, 40 jaar in die woestyn agter die skape aan. Bly by sy skoonouers. Was sy lyding vergelding vir sy sonde? Weereens, hoegenaamd nie. Ook hy het gely onder die wyse hand van sy God. In God se wysheid berei hy vir Moses voor om die volk later, jare later uit slawerny te verlos. Aan die einde van Moses se lewe hoor ons hierdie pragtige getuienis oor Moses. Moses was die sagmoedigste man wat al ooit op die aarde gewoon het. God se wysheid in ons lyding. En hoe bereik hierdie waarheid
nie 'n hoogtepunt by ons Here Jesus Christus nie. Was Jesus se omstandighede, sy lyding, was dit bepaal deur God se vergelding van 'n slegte lewe, van sy slegte lewe? Natuurlik nie. Die voëls van die hemel het neste en die jakkalse van die aarde gate, maar die seun van die mens het nêrens om sy hoof neer te lê nie, sê Jesus self. Angste van die hel oorval hom in Getsemane. Hy bid dat die beker weggeneem moet word, maar dit word nie weggeneem nie. Hy word deur sy vyande gevang, geoordeel, vermoor. Aan die kruis ervaar hy God verlatenheid waar hy die vloekdood sterf van die kruis. Vir watter sonde en ontrouheid het God hom daar aan die kruis vergeld? Hy is dan die vlekkelose lam. Hy is volmaak in heiligheid, wysheid, getrouheid, liefde, opoffering. En tog is hy nie gespaar van hierdie lyding nie. Waarom? Want God werk nie so nie, met die rigiede vergelding nie. God het in sy wysheid hierdie lyding oor sy knegt beskik, sodat hy daardeur ons sondes kan vergewe en die mens kan verlos. Jesus se lyding was nie vergelding vir 'n slegte lewe wat hy gelei het nie. Sy lyding was die verlossende raad en beskikking van God, nie straf vir sy ontrouheid nie. God in sy soewereiniteit het 1000 maal 10.000 redes vir die lyding wat hy oor ons beskik. Almal goed, regverdig en kosbaar. Job gaan verder in hoofstuk 13 deur sy vriende te vermaan oor hulle toespraak vir Sofar in die besonder, maar ook vir al die vriende wat dieselfde argument as Sofar net heeltyd bring oor God se vergelding. Hy sê dat hulle pleister met leuns en dat vir hulle beter sou wees as hulle geswyg het soos wat hulle die eerste week gedoen het. En dan die vraag: was al die dinge wat die vriende tot op hierdie punt gesê het suiwer, vals, leuns, verkeerd? Dat Job dit so beskryf soos wat hy doen in vers 1 tot 12. En die antwoord is nee. Baie van wat die vriende gesê het was heeltemal waar. Job het self in hoofstuk 12 gesê, ek weet ook hierdie dinge. Hulle fout was dit. Hulle het die Here se bestuur en regering van die wêreld 'n bietjie verstaan, iets daarvan verstaan, maar nie volledig nie. Hulle het die bietjie wat hulle van God verstaan, dat dit die Here behaag om wel seën te gee en straf te gee. Hulle het dit gevat en gemaak asof dit al is wie God is. En die res van wat hy openbaar en wie hy is, het hulle net bloot nagelaat. Mens kan baie dinge van God reg verstaan en steeds dwaal, steeds seermaak, steeds hom onteer, indien jou godsbegrip een of 'n paar aspekte van hom vat van wie hy is en maak asof dit al is wie hy is en die ander net nalat. Hulle het verstaan dat God regverdig is, dat hy getrouheid seën en kwaaddoener straf, maar hulle begrip was beperk en onvolledig. Hulle het nie ruimte gehad in hulle verstaan vir God se soewereiniteit, sy vryheid wat ons sien in die lewe van Josef en van Moses en van Hanna en van deur die Ou Testament. Hulle het nie ruimte gehad vir dit nie. Daarom het hulle Job beskuldig van sonde. As Job hierdie dinge ly en daar nie groot sonde by hom was nie, dan sou God onregverdig wees en dit kan nie wees nie. In plaas daarvan om te worstel met die ondeurgrondelikheid van God se handeling, pas hulle bloot hulle beperkte meganiese begrippie van wie God is en hoe hy werk toe op Job en sy lyding. Hulle probeer God verdedig met 'n halwe waarheid, met net 'n deel van wat hy van homself openbaar.
En wanneer 'n deel van die waarheid wat hy van homself openbaar as die geheel voorgehou word, is dit 'n halwe waarheid. En 'n halwe waarheid is 'n volle leuen. En dis ernstig. Dis nie 'n klein ding hierdie nie, om dit te doen nie. Ons kry dit vandag. Hoe daar gefokus word op liewe Jesus. Waar 'n kosbare mooi aspek van die Here beklemtoon word, sy liefde, sy genade, sy barmhartigheid. Maar wat van sy heiligheid? Wat van sy almag, sy krag? Sy toorn teen sy vyande? Sy koningskap, na wie geluister moet word? Wat van dit? Dis algemeen wat ons dit vandag kry. En luister weer na wat die Here sê aan die einde van die boek. Dit wek sy toorn op, wanneer daar van hom verkeerd gepraat word. En dan laastens in die opmerklikste verskil tussen Job en sy vriende. Merklikste rede waarom die vriende verkeerd praat en Job reg praat. Job worstel met God self. Hy bid. Jy het opgemerk in hoofstuk 13. Hy bid, hy praat met die Here. Vers 3 sê hy, maar ek sal met die Almagtige spreek en ek verlang om te pleit by God. En dan in vers 20 tot 28 dan doen hy dit. Hy doen dit. En dit is nie 'n mooi gebed nie. Job bid, maar hy stoei met die Here. Hy sukkel, hy worstel. Hy vra eers, voor hy begin praat met die Here, sê hy eers vir die Here in vers 21, moenie my verskrik nie, haal u hand wat druk en die skrik van u van my af weg, dat ek kan vrylik spreek, dat ek my hart kan stort voor u. Dis opmerklik, want die vriende, baie godsdienstig, baie ernstig, baie wys, maar hulle praat nie met die Here nie. Hulle worstel oor God en sy handelinge, maar nie met God nie. Hulle maak wie God is, los van 'n verhouding met hom. Hulle hanteer hom as 'n sisteem. Hulle hanteer hom as 'n krag, nie as 'n persoon, 'n lewende God met wie hulle in verhouding staan en Job doen. Job worstel nie net oor God nie, hy worstel met God. Hy weier om sy wroeging los te maak van die verhouding met die Here. Daarom sê hy in vers 15, al wil hy my ombring, nog hoop ek op hom. Ek sal tog my wandel voor sy aangesig bepleit. En Job stort hom dan uit voor God. Hy sê, wys my sonde, indien dit so is dat ek daarvoor ly, wys my. Waarom hanteer u my as vyand? Waarom wil u my 'n nietige, droë blaar en 'n stoppel verskrik en wegjaag? Wat sal dit baat? U sluit my in van voor en agter, u trek 'n streep om my, hou my gevange, en vir wat? Wat is ek meer as 'n stuk hout, 'n kledingstuk wat verslyt en deur motte gevreet word? Job worstel met sy pyn wat die Here oor hom beskik het, maar hy worstel met die Here, met sy God. Daarom sê die Here dat Job reg van hom gespreek het. Al het Job uitdagende dinge gesê. Die Here het begrip vir ons swakheid, vir ons gebrokenheid. Hy het geduld met dit. Hy is 'n veilige plek om in die diepste smart, wanneer niks sin maak nie, wanneer allerhande vreemde en verskriklike gedagtes opkom, om dit uit te stort voor hom, neer te lê by hom. Hy is die een by wie jou siel sal rus vind in jou smart, sonder dat hy jou 'n antwoord gee oor waarom daardie smart daar is. Veral wanneer jou hart so deurmekaar is soos Job se. Wanneer jy ontsteld is, ontevrede is, neig om bitter te word oor die beskikking van die Here. Die laaste ding wat jy dan moet doen is om dit in jouself te hou en te probeer verskans vir die Here, dat hy dit net nie sien nie. Bring dit voor die Here. Dis wat Job ons hier leer. Daardie verwyt, worsteling, bring dit in die lig van jou God. Hy weet in elk geval daarvan. Kan dit nie wegsteek nie. Bring dit in sy lig. Daar is genesing, want daar is jou Vader.
Amen. Ons bid saam. Vader wat in die hemel is, wat sal ons vir U sê? Hierdie lewe is gereeld bitter, ons gereeld allerhande kwaad en onheil wat U oor ons beskik, en ons harte worstel gereeld daaroor. Maar U is soewerein, U is vry, U is die Almagtige, die pottebakker en ons is maar die klei. En ons loof U daarvoor, dat U werk en U handelinge nie bepaal en beperk word deur ons nie, maar dat U vry is, want wat weet ons? U is die alwyse, wat soveel verder en dieper insien as ons, so in U hand gee ons onsself dan keer op keer oor. Vader, die van ons wat veral nou deur swaar tyd van lyding en worsteling gaan, hoe wil U tog so in hulle harte werk, dat hulle nêrens gaan troos en rus soek as by U nie. Wil U hand van wat druk op hulle lig, hulle harte die vrymoedigheid gee om hulle self uit te stort voor U. En wil U as Vader hulle dan vertroos, hulle naby wees, deur U Gees, U liefde, U wysheid, U beheer, die gesag wat U het oor elke druppel lyding, wil U dit in hulle harte uitstort, hulle mag rus vind by U. Ons prys U vir U soewereiniteit. Ons is so oorgelewer in hierdie wêreld. Ons is tot so min dinge in staat en ons kan so min beheer. En wat weet ons? Maar U die soewereine God, oneindig in wysheid en kennis, ons prys en loof U, dat U die mag opneem, en dat U U wyse wil en raad en plan uitvoer. Mag ons tog altyd ons oë op U hou, wie U is, en mag dit vir ons genoeg wees, dat ons sal jubel en juig, selfs in die swaarste beskikking, want U is wie U is. Vader, seën ons in hierdie week wat voorlê, laat ons altyd ons oë op U hou. Mag ons groei in die pad wat ons met U stap. Mag ons groei in ons kennis en ons liefde vir U. Mag ons begrip van wie U is tog aanhou toeneem. En mag ons liefde vir dit wat ons weet U is, mag dit groei. Bewaar ons in hierdie week ook van die kwaad, en lei ons om in U weë te wandel en U ook so lief te hê. Werk in ons harte dat ons die sonde sal bestry en dat ons tog oorwin. En daar waar ons sondig, mag ons dan dit voor U bring in belydenis en mag ons die vergifnis ook ervaar. En Vader, verhoor dan ons bede en seën ons enkel en alleen in die naam van ons Here Jesus Christus en nie op grond van ons verdienste nie. Amen. Ons antwoord ons Here deur saam te sing vanuit Psalm 131. En hier sing ons ook inderdaad van die Here se soewereiniteit in ons lyding, dat ons weet hy werk, hy het 'n plan, hy het 'n doel, hy voer sy goeie wil uit. Al verstaan ons nie wat dit is nie.
Dis Dawid wat hier in Psalm 31 dit pen, waar hy sing, my hart is nie hoogmoedig, Heer, my oog nie trots nie, ek verkeer, ek wandel nie in wat te groot, te diep is vir u guns genoot, en waar hy dan in vers 2 en 3 die rus by die Here vind en Israel roep tot daardie selfe rus. Ek sing aan Psalm 131 vers 1, 2 en 3. Jesus, ontvang die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou bewaar. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.